Right, dit is woensdag aand, 26ste Maart 2025 van die jaar van ons liewe Here Jesus. OK, 5785, daar sê, mooi opgelet in die klas. Ons is hier, ons is om die woord en ons is gesellig en baie dankie vir een en elkeen wat hier is. Dankie dat julle getrou is en dat julle saam met my wil meer weet van die wonderlike dieptes van die Here se woord. En dit is vir my so lekker. Maar ons het nou vir 2 weke gepraat oor, of die laaste 3 geselsies het ons gehad oor om 'n ware geestelike disipel te wees. En toe het ons nou laas week gepraat oor geestelike geloof. En nou wil ek gou vir die mense wat nou verlede week hier was, wat nou vanaand hier is, sê, wie se geloof is nie getoets nie? Hierdie week wat verby is. Ek het nie een hand gesien nie, so ons almal was getoets aan daai woord. Nou dit sê vir my 2 goed in die geesteswêreld. Dit sê vir my, die duiwel luister na wat ons gesels. Want hy gaan alles in sy vermoë doen om te kyk of hy ons kan ontmoedig om regtig geestelik te glo. En dan die volgende ene, en julle was nou nie laas week hier nie, maar die volgende ding is, die Here weet wat ons besig is om te bespreek, en hy toets ook ons geloof, om te sien in watter mate gaan ons die toets deurstaan, en gaan ons geloof hou. En boy, ek meen, by die afsluiting van laas week hier in die huiskerk is die geloof klaar getoets op 'n erge mate. Ek is baie bly sulke goeders gebeur en so aan, want wie wat, alhoewel die woord van die Here sê ons moet onverskrokke wees in ons geloof, né? Hy sê ons moet ons geloof laat groei en sterker laat word in die gees. Maar ek is so bly dat ons besef dat ook geloof is nie 'n manipulasie stukkie gereedskap waarmee ek God manipuleer om goeders te doen nie, want omdat ek nou onwrikbaar glo, moet die Here nou nie. Want dan gaan jy baie keer mense kry wat sommer net eenvoudig besluit, okay, maar nou kan ek my wil op 'n baie mooi manier op die Here afdwing, en alles wat ek wil ek hê, en ek het 'n onwrikbare geloof dat ek dit gaan kry, en nou moet die Here net reg staan en deliver, met alle permissie gesê, en dit werk nie so nie. Geloof sal sekerlik op sy beste en op sy vinnigste en op sy mees getrouste manier deur die Heilige Gees en deur God geëer word wanneer dit binne in die wil van God is. En ons moet nooit vergeet dat alles gaan rondom die wil van God nie. Daar's 'n versie in Openbaring wat sê, U is waardig. Dis 'n stukkie wat sê die ouderlinge staan van hulle trone af op, kniel voor God die Vader en vat hulle krone en werp dit voor sy aangesig neer. En dan sê hulle in hulle aanbidding, U is waardig, o Here. En dan praat hulle met die Vader en dan sê hulle, U is waardig, want deur U wil het alles wat ontstaan. En alles wat daar is deur U wil geskape. Né? Dit sluit ons in, gelukkig. Né? Nou goed, die vraag wat ek wou gedrop het ek klaar gedrop, en dit was nogal insiggewend dat omtrent deur die bank almal van ons se geloof hierdie week in een of ander mate behoorlik getoets was. Ek hoop ons het die toets geslaag, maar nou wil ek nou vanaand gou gepraat oor 'n baie belangrike ding wat daarmee gepaard gaan. Ek het nie geweet wat ek gaan praat nie, want ek was besig gehou tot letterlik 'n uur nadat ek al by die huis aangekom het vanmiddag, was ek nog vasgevang deur oproepe en mense wat my plan te kere gaan in dat 'n mens naderhand vir jouself sê, yes, maar ek het nie voorberei nie en ek is nie reg nie, en wat gaan ek oor vanaand gesels? En toe sê die Heilige Gees vir my, okay, nou skuif jy alles een kant toe, vergeet die oproepe, vergeet die mails wat moet kom en so aan. Klim in die woord en ek het vir jou iets om oor te gesels. En waaroor ek vanaand gesels,
is 'n baie interessante, ek het hom 'n tema gegee, geestelike vyande. Maar is eintlik die geestelike vyand, maar ek wil nie oor die geestelike vyand praat nie, ons weet wie hy is. Dis die Satan, en dis die magte en die owerhede in die lig, en dit is die demone, en dit is die bose geeste, en dit is mense wat instrumente in die hande van die duiwel is, en dit is mense wat die kinders van die duiwel is. Weet jy dat Jesus Christus sê vir die Fariseërs, julle het nie Abraham as 'n vader nie, julle het die duiwel as 'n vader. Want julle dans na sy pype. Julle doen wat hy wil hê julle moet doen, en julle is letterlik die instrumente in sy hande. En baie mense besef nie, dat omdat hulle nie 'n verhouding met God het nie, hulle self blootstel om deur die duiwel gebruik te word. En wat is makliker om in jou binnekring in te kom? Daai binnekring is vir my so kardinaal, want dis altyd waar die duiwel kom penetreer. Hy wil in jou binnekring inkom en hy wil jou beste vriende kry om jou op die einde van die dag so teleurgestel te kry, dat jy wonder of daar ooit 'n God in die hemel is, en of hy ooit gebede hoor, en of hy ooit nog luister as jy sy aangesig soek. Terwyl die woord van die Here vir ons gesê het, en sê, en nog steeds sê, dat sy arm het nie te kort geword om te help nie, en sy oor het nie doof geword om te luister na ons geroep nie. God hoor ons as ons roep. God sien ons as ons sy aangesig soek. Hy sê, as julle my aangesig in alle erns soek, hy sê dan deurloop my oor die aarde en soek harte wat so op my gerig is. Maar nou wil ek vanaand praat oor hierdie geestelike vyand. Paulus het 'n baie interessante versie geskryf, en dit is wat in my gees opgekom het nou. En dit is 'n versie wat die volgende sê. Hy sê, die planne van die vyand is nie by ons onbekend nie. Nee, staan in Korintiërs, 2 Korintiërs 10. Nou is my vraag. Ken julle die vyand se planne? Ken jy die vyand se plan? Nee. Okay. Dink 'n bietjie. Daar sal 'n paar gedagtes, dis juist waaroor ek wil praat. Maar die vyand het 'n strategie, die vyand het 'n manier, die vyand kom in alle opsigte op dieselfde wyse. Altyd. En dis hoekom Paulus sê, en behalwe dat Paulus sê dit natuurlik gedrewe onder die Heilige Gees, en onder die krag van die Heilige Gees, inspirasie van die Heilige Gees, dat die duiwel se planne is nie by ons onbekend nie. Nou dan sê ek vir myself, okay, maar weet ek die duiwel se planne? En dan dink ek myself, okay, nou maar wag 'n bietjie. Kom ons kyk 'n bietjie. Hoe werk die duiwel se planne? Nee. Hoe kry hy ons so maklik geontspoor? In die een oomblik is jy op 'n haai geestelik en jy sê, "Jesus, ek kan berge verskuif, ek gaan nou siele vir die Here wen en ek gaan dit en ek gaan dat." In die volgende oomblik, boem. Dan lê jy soos Elia onder die besembos en dan sê jy, "Ag Here, ek wens ek is dood. Wil ek weet nie my ook maar net dood maak nie, dat ek ook maar kan weggaan want ek is die enigste wat oorgebly het." Nee. En selfs Elia was verkeerd. Selfs hy het geluister vir die duiwel, want hy het geglo die leuen wat die duiwel vir hom vertel het, dat hy die enigste ou is wat oorgebly het. En dis juist waaroor ek wil praat. Hoekom het Elia onder die besembos gelê en gesê, "Ek is die enigste wat oorgebly het"? Nee, onomwonde nee. Ek dink weer. Nog antwoorde. Hoekom het hy daar gelê? Hè? Hy was moedeloos. Okay, moedeloos, vrees. Hy het geluister na... Na wat? Na wat? Na die twak van die duiwel. Okay, maar waar het hy daai twak van die duiwel gekry om na te luister? Nee. In sy eie gedagtes. Nie by TikTok nie. TikTok het 'n baie groot rol. Ek gaan nou by TikTok kom. Hy's in my notas. So die wat nie wil van TikTok hoor nie, moet nou gaan. Okay, nee. Waar is die strangles? Die duiwel kom en hy bou strangles. Waar bou hy die strangles? In jou gedagtewêreld. Nee, jou gedagtewêreld, jou intellek en jou hart
is so een en dieselfde ding, met ingeweef met jou wil en jou emosies. Nee. Dis hoekom gedagtes 'n verskriklike ding is. Maar 'n gedagte op hom sigself beteken niks. Want 'n gedagte kan kom en gaan. Die probleem lê by gedagtes wat oorgaan en oortuigings word. En dis waaroor ek wil praat, oortuigings. Waarvan is jy in jou hart oortuig? Huh? Because why that's where the devil's going to attack you. Dis waar hy gaan probeer om sy voet in die deur te kry. Net ek 'n interessante ding gehoor wat 'n ou gesê het oor strangles. En oor hierdie vers, ek het hom toevallig nou aangehaal, nou ook maar net so vir die wis en die wis. Hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers in die duisternis van hierdie eeu, die bose geeste in die lig. En dan sê hy, want ons, hoewel ons in die vlees wandel, ons kan dit nie help nie, ons is nog nie engeltjies nie. Ok, so ons loop nog in hierdie stowwerige aarde rond op ons wandelpad elke dag. Ek moet elke dag werk toe gaan, elke dag in die mense se gesigte vaskyk, ek moet elke dag doen wat ek moet doen en ek moet 'n bly gesig hê en ek moet sê, liewe Jesus is op die troon, want ek lewe in die vlees. Maar dit is nie altyd om so te voel nie. Baie keer wil jy nie eers opstaan nie, jy wil nie eers uit die kamer uit gaan nie, jy dink by jouself, ag, kan ek nie maar net vandag in die bed bly nie. Né? Hoekom het ek wakker geword? Job het gesê, Here, ek vervloek die dag dat ek gebore is. Waar was hy nie in sy gedagtewêreld nie? Né? Gedagtes is waar die vyand se mag oor ons lê en dis hoekom Paulus sê, sy planne is nie met ons onbekend nie. Want as ek weet hoe om my gedagtes te hanteer, as ek weet hoe om my gedagtes te beheer, as ek weet hoe om my gedagtes in lyn te kry, gaan die duiwel omtrent nooit 'n plek of 'n greepie of 'n duim hê om sy voet in neer te sit in jou lewe nie. Want dis waar jy aanval. Dis waar jy jou kry. Nee. Daai gedagte. Nou hier is 'n simpel gedagte. Want dis 'n gedagte. Terwyl ons oor gedagtes praat. Hoeveel in 'n dag? Wie gaan waag om my antwoord te gee? Hoeveel van die tyd van 'n dag wat jy wakker is? En dan praat ek nie van drome wat ook 'n manier van gedagtes is nie, maar terwyl jy wakker is, hoeveel tyd is jy besig met jou eie gedagtes? Geef my 'n persentasie. Be bold, be strong. The Lord thy God is with you. Hoe lank? Ja, maar in een dag, kom ons sê ek is 16 ure 'n dag wakker, of 15 ure 'n dag wakker, of 12 ure 'n dag wakker. Hoeveel persentasie gewys van daai 12 ure is ek besig met my eie gedagtes? Baie hoog. So jy stem met my almal saam. Feitelik die hele tyd is jy besig met jou eie gedagtes. Nou dink julle nie. Dit is juis hoekom die duiwel sê, maar dis die plek waar ek wil dwaal nie. Dis waar ek my voet wil inkry nie. Dis waar ek wil wees, because why daar kan ek die saadjies plant. Nee. So gedagtes is die beginpunt van die vyand se strategie in jou lewe. Nee. Want jy ry en jy kry sommer net skielik gedagte in jou kop. En baie mense is, en ek het hierdie al gesê hier in die huiskerk, lewe letterlik in die basis van thoughts become things. Dit wat ek dink, word naderhand vir my 'n feit. Ek begin naderhand 'n oortuiging vorm van iets wat totaal ontdaan is van alle waarheid, maar ek het daai oortuiging. Want hoekom? Want my gedagtes voer daai oortuiging. Nee, en nou kom I'm jumping to conclusions. Ek spring nou na konklusies toe en ek kom by oortuigings uit en nou begin ek lewe volgens my oortuigings. En dis nie altyd akkuraat nie. Dis inteendeel, meeste van die tyd onakkuraat. Want
Daarom sê die woord van die Here vir ons in Spreuke. Hy sê, vertrou op God en steun nie op jou eie insigte nie. Kom weg van jou eie insigte af, want daar is pitfalls, daar is pitte waarin jy gaan beland as jy nie baie versigtig wees nie. En nou kom hierdie skrifgie wat ons in Korintiërs gelees het, en hy sê vir jou eintlik, wat is die oplossing? In 'n mate, daar's nog ander dele wat daarby kom, wat dit altyd interessant maak. Maar hy sê die volgende, hy sê in Korintiërs 10:5. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Nou ek wil nou oor daai stukkie praat. Elke gedagte gevange neem. Mag ek hom gou lees in Engels? Okay, lees hom gou. Dit sê baie mooi. Ja? We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Okay. So take captive every thought. Neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Right, thank you very much. Dis die $1 million question. Vir vanaand. Hoe neem ek my gedagtes gevange? Voordat ek kom by hierdie, want dan sê dit les oor, wil ek time out en sê backspace. Kom ons kom net gou by die volgende belangrike ding in. Daar's 'n klomp goeters wat in die skrif gesê word, baie versies wat deel met oortuigings. Nee. Mense kom tot 'n oortuiging dat Christus die seun van God is. Mense kom tot 'n oortuiging dat hy nie die seun van God is nie. Mense laat hulle lei deur ander mense en deur dinge om tot oortuigings te kom, en dis waaroor ek net nou gepraat het. Dit is so belangrik om te besef dat my gedagtes, as ek daai gedagte nie dadelik uitskei en van hom vergeet en sê, ek nee maar, dis 'n chill gedagte, ek wil nie eens verder aan hom dink nie, gaan die gedagte wat ek nie so verwerp of uitskuif nie, hier in die agterkant van my kop broei, en hy gaan iewester maatjies soek by wie hy kan aansluit. En dit gaan of negatiewe maatjies wees, of dit gaan positiewe maatjies wees. Dis hoekom Dawid, ek dink nog steeds Dawid was 'n ongelooflike ou. Ek wil eendag baie lang gesprekke in die hemel saam met daai ou hê, maar ons moet iewester gaan sit waar hy nie kan sy harpie speel nie. Maar en dan gaan hy ook, maar ek gaan met Hebreëus leer, ja. Ja, maar gelukkig, miskien kan ek dan ten volle ken, en kan ek dalk Hebreëus ken. Of ons gaan saam met mekaar praat in die hemelse taal, maar in elk geval. Ek stem op daai ene saam. Psalm 139, 'n Psalm van Dawid sê, deurgrond my, o Here, en ken my hart. En dan gaan hy aan, en dan sê hy 'n baie belangrike ding in daai vers, ek weet nou nie waar toe kom neergepen nie, hy is hierso, maar dan sê hy sê, toets my en ken my gedagtes. Hoekom dink julle Dawid sê, ken my gedagtes? Ja, deurgrond my hart. En dan kom hy in die volgende versie en dan sê hy, en kyk of daar nie by my 'n weg van smart is nie. Kyk of daar nie by my, en nou ek het daai boeke gelees, en ek het nie vreeslik ver met gekom nie, want hulle is so dik, van Dr. Michelle Strydom, oor neurobane, en ek luister nou die dag weer na Frik, my goeie vriend Frik Weideman, ek luister gereeld na Frik Weideman, sy koffietyd op 'n Saterdag, en sy bakkie boodskappe op 'n Maandag, en hy's baie lief om te sê, neurobane, want 'n neurobaan is 'n feit. As jy Michelle se boek lees, dan sê dit vir jou, as jy 'n negatiewe gedagte huisves, as jy 'n negatiewe gedagte kry, nee, iemand hou aan vir my vertel, elke keer sy hulle sien, maar jy is al 'n lelike ou. En net nou dan begin ek ek is 'n lelike ou glo. Hoekom? Want ek koester nou daai gedagte, daai negatiewe gedagte. En hy begin groei. Nou, volgens Michelle Strydom se boek, wat nou heeltemal scientific is, van 'n dokter se oogpunt af, veroorsaak dit negatiewe neurobane.
En al die negatiewe gedagtes kanaliseer daarna toe, en dan word daai ding al hoe groter en groter, en dan sien jy letterlik dat jou brein begin donker raak, as dit negatief is. En dan as dit positiewe gedagtes is, en dit is positiewe nirvana, dan wys dit letterlik dat dit lig is. Yes. Nou kom die woord van die Here. Ek het 'n tolk wat hier so saam tolk, ek is bly sy praat saam. Ons is op dieselfde bladsy met die gedarebare taal en alles, ek is so bly vir haar. Sy vul my in elke opsig aan. Ek is so bly. Maar net die keis, nou gaan jy en jy sit en jy sê vir jouself, okay, waarmee hou ek my gedagtes besig? Want behalwe dat ek my gedagtes met goeders besig hou, is daar 'n manier hoe goeders in my gedagtes inkom. En hier is die ding, Llewellyn. Gedagtes kom op verskillende maniere by jou uit. TikTok. Hallo. As ek elke dag TikTok en ek is elke dag verslaaf van TikTok en ek kan nie TikTok neersit nie, as hy net sê kwel en dan wil ek kyk wat nou gebeur, dan is my brein nou al so getrein om so vasgevang te wees met al daai gemorskos, né? Dat dit is waarmee ek my siel voed. En hoe wil jy hê jou siel moet geestelik survive as jy vir hom net junk food gee? Ja, so af en toe dan kom daar 'n mooi dingetjie op TikTok deur van 'n ou wat 'n pragtige koortjie sing en dan sing hy net die eerste 5 sinnetjies en dan dan is die ding klaar. Ja, hoe maak hy? Maar dan is, jy hoor nie eers die hele koortjie uit nie, jy wil nog by die klimaks kom, want jy ken die koortjie en dan is die koortjie oor, so, jy weet, selfs dit doen hulle half, né? Maar dit is dinge wat jou gedagtes penetreer. Die goed waarmee ek my besig hou, is die goeders waarmee ek my gedagtes voer. Die goeders waarmee ek my gedagtes voer my oortuigings, en uit dit vorm ek oortuigings, en daarvoor volgens begin ek my lewe inrig. En daai oortuigings kom uit verskillende plekke, en die duiwelse planne is ook nie met ons onbekend hieroor nie. Dit kom uit die verlede uit, dit kom uit die onmiddellike probleme uit, dit kom uit negatiewe gedagtes uit, en dit kom uit my eie planne uit. Jy word 3 uur in die oggend wakker, en jy weet, ou boetie, ek het moeilikheid. Né? Ek moet 'n ding betaal en ek het nie geld nie. Wat is makliker as om te sê, Here, aan U behoort die beeste op 1000 berge, al die goud en die skatte van die aarde behoort aan U. Ek is U kind, ek het 'n nood. Ek roep uit na U toe, voorsien vir my, na die rykdom van jou genade. Né? Gepaard met verlede week se onwrikbare geloof in die woord van die Here, want wat sê die woord van die Here? My planne vir julle is nie planne van onheil nie, my planne is planne van voorspoed. Ek wil nie sien dat dit met jou sleg gaan nie, ek wil hê dit met jou goed gaan. Paulus skryf op 'n stadium in een van sy briewe, hy sê, ek wil hê dat dit in alles met julle moet goed gaan. Net soos wat dit met julle geestelik goed gaan. Nee. En dit is waaroor dit gaan. Maar ek moet baie versigtig kyk na my gedagtes. Want die eerste ding wat gebeur is, as ek daar wakker word, in plaas van dat ek dink, nou gaan ek die Here se aangesig soek in alle erns, is ek begin lê en planne maak. Yes. Weet jy, ek kan die toypom verkoop. Jy weet. Gedog dit gaan 'n reaksie uitklop. Ek gaan een of ander iets doen om 'n plan te maak. Al moet ek nou, weet, ek praat vandag met hy op die telefoon en hy sê vir my op die telefoon, hy sê vir my, weet jy wat, hy sê, as dinge nie vinnig gaan verander nie, gaan ek van volgende week af begin om karre en goeders wat ek het te verkoop, want ek gaan dit nie maak nie. Wat is hy besig om te doen? Hy is besig om eie planne te maak. Die eie planne is die gedagtes waarmee die duiwel hom so gaan occupy, né? Dat hy skoon gaan vergeet om te bid. En skoon gaan vergeet om op God te vertrou. En skoon gaan vergeet om te sê, maar wag 'n bietjie, miskien moet ek backspace, nou kan ek weer terugkom na Act 1 Scene 3 toe. Nee. Die gevange neem van my gedagtes. Hy sê, neem elke gedagte. Wie se gedagtes? Jou eie. Daai gedagtes wat jou 85% van die dag besig hou.
moet jy arresteer en sê, hey, ek gaan jou nie vrye teels gee nie. Elke gedagte. Nou dit is nou nogal 'n interessante ding, want as ek moet kyk, hoeveel gedagtes het ek op 'n dag en hoeveel verskillende gedagtes op 'n dag, meet ek elkeen van daai gedagtes aan die woord van God. Meet ek elke dag al daai gedagtes aan die waarheid van die woord van God. Meet ek dit aan wat Christus gesê het. Meet ek dit aan wat Christus vir ons beveel om te doen. Meet ek dit daaraan. Of gee ek daai gedagte vrye teels en sê vir hom, okay, let go and let God have his wonderful way, en jy kan nou maar jou maatjies bymekaar maak en dan kan jy oortuigingkies vorm. Nee, as ek die gedagte arresteer, gaan hy nie by die oortuiging uitkom nie. Want dan gaan hoe meer ek dit doen, hoe meer gaan my oortuigings wees, dit wat die skrif sê. Nou as hierdie skrif vir my sê, God het my geken voordat ek in my moeder se skoot gevorm was. As hierdie skrif vir my sê, voor die grondlegging van die aarde het hy my by my naam geken. As hierdie skrif vir my sê, dat my hele lewe is voor sy aangesig aangeteken in sy boeke. En hy weet elke ding van my lewe af, hy weet wat is my begindatum, hy weet wat is my vervaldatum. Hy weet wanneer ek gaan kom en wanneer ek kan gaan. Die skrif sê, die Here ken ons sit, hy ken ons opstaan. Hy weet wanneer ons kom, hy weet wanneer ons gaan, hy weet wat ons dink. Hy ken my gedagtes. Daai gedagtes wat ek nie gevange neem nie, weet God van. Dis die interessantheid van hierdie hele ding. God knows and I know. Ek weet wat ek dink. Ek weet wat in my kop aan die gang is. En alhoewel niemand anders dit weet nie, God weet. En ek meen, kyk wat het daai dienaar van daai vyandige koning van Israel gedoen. Elke keer as hulle die Israeliete wil aanval, dan het die profeet vir hulle gekom sê wat sy vyand se planne, en dan het hulle vir hulle gewag. Toe gaan daai koning nader aan my sê, nee, jy's like, iewers het ons gespaai hier onder ons wat ons planne uitlap. En toe sê een van sy dienaars vir hom, nee. Dan Israel is 'n man van God. En God sê vir hom, wat jy in jou slaapkamer dink. Jy sien, dis waaroor dit gaan. God ken my gedagtes. God ken elke negatiewe gedagte wat my pad langs kom, en God ken elke positiewe gedagte wat my pad langs kom. Maar ek dink God sit met 'n amusantige glimlag op sy gesig en kyk, what is he going to do about it? Wat gaan hierdie ou met hierdie ding doen? Gaan hy hom kos gee? Of gaan hy wat gaan hy met hierdie gedagte doen? En as ek elke gedagte, 'n goeie gedagte en 'n negatiewe gedagte, vat en ek onderwerp hom aan gehoorsaamheid aan Christus. Christus sê, moenie vir die duiwel plek gee nie. Christus sê, julle moet volgens my gebooie lewe. Hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Daar's nie 'n if en 'n what en 'n maybe nie. Julle moet mekaar lief hê, period. Nee? Maar nou het ons hierdie voorkeure. Ja, weet jy wat, ek hou nie van daai ou nie. En nou vermy ek hulle. Maar God sê, vergewe hulle. Nee? Die feit dat ek hulle vergewe beteken nie ek moet met hulle hand om die blaas raak nie. Ek het lankal in my lewe mense vergewe wat verskriklike goeders aan my gedoen het, wat ek by myself gedink het, ek sal hulle doodskiet. Ek sal moord pleeg. Maar dan het die Heilige Gees my gelei om vir hulle te bid en hulle te vergewe. Ek gaan definitief nie 'n punt daarvan maak om vanaand by hulle te kuier nie. Want ek weet, dit gaan net moeilikheid soek wees. Ek het hulle vergewe en God bless them. En mag hy hulle voorspoedig maak in alles wat hulle doen, en mag hulle net geluk en vrede hê. Solank ek weet my kant is skoon by God. Want onvergewensgesindheid en bitterheid is 'n stranghold wat kom van waar af? Wat kom van my gedagtes af? Want my gedagtes broei nou met 'n dingetjie. En daai dingetjie waarmee ek broei word 'n oortuiging.
En die oortuiging gaan lei na 'n lewenswandel wat dalk meeste van die tyd nie in lyn gaan wees met wat God sê nie, of wat Christus gesê het nie. Nee. God, deur middel van Christus, die lewende woord, praat met die mensdom en hy sê vir hulle toe die fariseërs daar aangestap kom. Pas op vir hierdie adders. Pas op vir hierdie slange. Nou sal hulle mense dink, nee, moet 'n Christusgesindheid nie wees nie. Kom broers, kom sit, laat ons hierdie ding uitdebatteer. Nee, daar's nie van debatteer nie. Hy sê, moenie eers vir hulle water gee nie. Moet hulle nie in julle huise ontvang nie. Stuur hulle. Dis wat Christus gesê het. Dit is wat die woord van die Here vir ons leer. En nou moet ek my gedagtes in lyn kry met wat Christus leer. Christus sê, don't accept falseness. Moenie 'n vals mens eers naby jou toelaat nie. Moenie eers vir hom water gee nie, moenie hom in jou huis laat inkom nie. En nou moet ek vir jou sê, as ons nie werklik waar vandag onderskeiding van die gees het nie, is dit vrek moeilik om te weet wie's vals en wie's eg. Want een van die versies wat ek vanaand vir julle gegee het, is die volgende, terwyl ek gepraat het oor wie ons vyand is. Hy sê die volgende. Hy sê, ons vyand maak partykeer dat ons dink hy's 'n engel van die lig. En dan kom hy en dan sê hy, en sy dienaars ook. Lees net die volgende versie, dan sê jy sien, hy sê, sy dienaars ook. Né? So al hierdie ouens wat die wil van die duiwel doen, al hierdie ouens wat die duiwel vir 'n vader het, waarvan Jesus Christus gepraat het, né? Kom soos engele van die lig voor. En hulle doen hulle voor as hierdie godsdienstige ouens en hierdie wonderlike ouens met hierdie, boetie, kyk, daar's nou 'n kerkman. Ek dink 'n ou moet van daai terme begin ontslaa raak van dis 'n kerkmens of wat ook al. Want weet jy wat, dit gaan nie oor wat se mens hy is, of hy 'n kerkmens of nie is nie. Dit gaan oor, is hy eg of is hy vals? En die duiwel is 'n listige vyand. Hy gaan al die vals mense jou pad langs bring. En hy gaan hulle kom disguise in camouflage, laat hulle lyk asof hulle eg is. Hulle gaan lyk soos die real deal. En as jy jou oë uitvee, dan dink jy by jouself, hoe kon ek my ooit so mislei het? Is dit waar? Praat ek waar? Nou, dan is die probleem by my. En die probleem is by my, want ek het nie my gedagtes gevange geneem nie. As ek nou 'n jong mens moet wees, en ek moet nou single wees, en ek moet nou iewester wees, en hier kom hierdie wonderlike girl, en hierdie gedagte pop in my kop in, dis 'n mooi girl, ek moet gou daar een of ander lame pick-up lyn kry, laat ek tog net kan 'n indruk maak daar. Ons het nou nogal toevallig, Louwelen het nou daai stelletjie afgetrap, hy het 'n girl ontmoet nou die dag, en agterna toe sê hy, wow, ek het myself bietjie misgis en misreken. Weet jy wat? On face value is hulle almal wonderlik. Maar dis al wat dit is, dis op face value. Ja, maar jy sien, die groot ding gaan oor my gedagte. As daai gedagte na my kant toe kom, is dit nie 'n uitsondering op die reël nie. Hy moet gearresteer word, gevange geneem word en onderhewig gemaak word aan gehoorsaamheid aan Jesus Christus. As ek in my gedagtes sit en ek dink daai ding en ek dink by myself, okay, ja, maar wag 'n bietjie. Here, U sê die voetspore of die voetstappe van die regverdige word deur die Here gelei. The steps of the righteous are ordered by God.
dan moet ek nou eers gou daai gedagte probeer onder die knie kry en sê, is ek waar die Here my heen gelei het, of het ek self na hierdie drinkplek toe gekom? Ja. Het ek nou hier kom sit om myself te kom, my sorge te kom versuip? Of wat het ek nou hier kom soek? Is my voetstappe hiernatoe gerig deur die Gees van God? Is ek hier omdat God my hiernatoe gelei het? En as God my hiernatoe gelei het, wat is sy doel op ek hier moet wees? Want dan is hier iemand wat hom nodig het, en ek moet Christus vir daai persoon wees. Ek dink as ons met daai gesindheid drinkplekke toe gaan, gaan die drinkplekke leeg begin loop. Wel, ten minste van die kinders van die Here. Hulle gaan vol ander ouens wees, wat nie so voel nie. Okay. Maar die bottom line is, as ek my gedagtes wil ooreenkomstig hierdie versie elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, dan moet ek elke gedagte wat ek kry meet aan wat sou Jesus gesê het en wat sou Jesus gedoen het. Yes, jy wil iets vra? Nee, ek wil net, so John Maxwell skryf 'n boek oor The Spirit of Python, en hoekom ek dit noem is, so die python, as hy sy eiers wil uitbroei, lê hy letterlik en vibreer op sy eiers, want omdat hy mos so koudbloedig is, so daar's nie hitte in die eiers en hy dan lê hy en vibreer om hitte te kan maak, en dis net soos ons gedagtes. As jy heeltyd ponder, instead of dit om my captive te vat, dan gaan dit uitbreek. Uit die aard van die saak, en dit is actually maar die hele kern van om te weet, wat is die planne van die duiwel waarmee ons bekend is? Die planne van die duiwel waarmee ons bekend is bewaar jou gedagtes. Kyk wat jy dink. Daar's niks verkeerd om 'n negatiewe gedagte te kry nie. Daar's 'n ding wat verkeerd is om daai negatiewe gedagte aan te neem, sodat hy later 'n oortuiging word. As ek 'n negatiewe gedagte kry, is dit doodnormaal. As Jesus Christus nie mens was in elke opsig nie, sou hy nie die gebed in Getsemane gebid het wat hy gebid het nie. Hy het in Getsemane gesê, Here, ek, van my oogpunt af, sien nie kans vir hierdie ding nie. En as dit kan, laat hierdie beker by my verbygaan. Selfs die Seun van God het in menswese by 'n negatiewe gedagte uitgekom. Maar dan het hy dit onmiddellik onderwerp aan die woord. En onmiddellik gesê, Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil. En dit is die les wat ons daaruit kan leer uit daai simpel stukkie uit. Is dis hoe 'n mens jou gedagte onmiddellik, net daar, hokslaan en sê, Here, nie my wil nie, jou wil. Ons het laas week hier gebid vir hierdie vrou. Ons was almal oortuig, ons geloof word getoets en dit is ook so. En nou bid ons vir hierdie vrou en ons sê, Here, maak hierdie vrou gesond, maak haar lewendig, laat sy nou die lewensasem terug in haar liggaam kry. En alles wat ons hier gebid het, ons het almal saamgestem. Nou sê die woord van die Here vir ons, wat 2 of 3 saamstem oor 'n saak, sal dit gebeur. Die woord van die Here sê, vir hulle wat glo sal hierdie tekens volg. Hulle sal fisiek as jy hand oplê, hulle sal gesond word, hulle sal vir dooies bid en hulle sal opgewek word. Jesus Christus gaan en hy sê, weet jy wat, maak nie saak hoe lank 'n persoon dood is nie. Lazarus was 4 dae dood. Daar's niks vir hom onmoontlik nie. God sal magtig. Maar die bottom line van die storie is, ek moet nog steeds by myself kom en sê, weet jy wat, ek moet my gedagtes, wat my gedagtes is, onderworpe kry tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Nee. En as ek daai geheim kan snap, dan gaan ek baie min plek vir die duiwel in my lewe gee. Want die oomblik as 'n negatiewe gedagte by my uitkom, gaan ek daai negatiewe gedagte meet aan die skrif. En as ek 'n negatiewe gedagte kry wat sê, hoor hierso, die skrif is aan die muur, jy gaan begin goeders nou verloor, dinge gaan nou nie meer, binnekort gaan jy op die straat sit. Dis net daar waar ek net daar vir die duiwel sê, okay, safari. Kom ons vat hierdie gedagte en ons vat vir hom na die skrif toe, ons vat hom na Christus Jesus toe, na die Rema woord toe, en ek gaan meet hom en onderwerp hom aan dit. En dan sê hy vir my, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Die hemelse Vader weet wat jy nodig het nog voordat jy hom gevra het. Waaroor sal jy bekommer oor die dag van môre? Hy sê, môre het genoeg sorge van homself. Nee? En dan kom die skrifgie daarby wat sê, this is the day of the Lord. Nou, die woord van die Here sê, nou is die tyd.
kom dat ons die saak uitmaak. Nou, God is die God van nou. Daarom het hy homself geïdentifiseer aan Moses, vir wie hy vir die eerste keer aan 'n mens sy naam gegee. Nee. En hy sê vir Moses, sê vir hulle, ek is. Nie ek was nie, nie ek gaan wees nie, ek is. Nou, ek is nou. Ek is die God van nou. En as die woord van die Here vir my sê, onderwerp jou gedagtes aan God, dan sê ek, vandag is die dag. Want God is die God van vandag. En dan kan ek vandag na hom toe gaan, en ek kan vir hom sê, Here, maar jy sê, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Jy sê, as jy na my roep, sal ek jou hoor. Nee? Dawid sê, ek het in my benoudheid na die Here geroep. En toe hoor hy my in sy paleis, en hy steek sy arm uit, en hy vat sy sterk reddende regterhand, en hy trek my uit die moddersluik uit. God is faithful in always. Hy gaan net vir ons vra, hoor hierso, wat laat jy toe en wat laat jy nie toe nie, en hoe laat ek toe? Ek laat toe in my gedagtewêreld. Jy weet, daai gedagte kom by jou op. Né? Soos wat ek baie keer kry, ag, ek wens ek kan nou op die strand sit. Né? 'n Gedagte kom by jou op. Enige gedagte. Maar die woord van die Here sê vir my, wow. Né? Paulus en Barnabas wil na 'n sekere dorp toe gaan om die evangelie te gaan verkondig, en die Heilige Gees het hulle gestop en gesê, en die Gees van die Here het hulle nie toegelaat om dit te doen nie. Dit is prediking van die evangelie. Hulle gaan om die koninkryk uit te brei, hulle gaan om God se werk te gaan doen, en tog is dit nie wat die Here wou gehad het hulle moet doen nie. En nou kom die Here en hy lei hulle heeltemal na 'n ander plek toe. Nee. Dis hoe God werk. Maar ek is in hierdie prentjie ingeweef. Want toe die Here my naam aangeteken het in sy boek, en gesê het, eendag op 'n reendag gaan daar 'n ouetjie wees met die naam van André Strydom, het hy 'n klomp goeters in daai boek geskryf, in vooropstelling van wat met my gaan gebeur. En as ek in sy wil wandel, gaan ek volmaak in daai prentjie pas. En as ek nie in daai prentjie pas nie, sê die skrif vir my, sal ek 'n stem agter my hoor. Onthou julle pastoor Frans se preek oor hoekom hy na hierdie gemeente toe gekom het. Hy sal 'n stem agter hom hoor wat sê, nie daai pad langs nie, hierdie pad langs. Moet tog nooit dink, daai stem word stil nie. Daai stem sê nie net vir jou een keer op 'n dag, of een keer in jou leeftyd, nie daai pad nie, hierdie pad. Want daar is baie kere elke dag plekke waarheen ek wil gaan, waar die Here sê, nee, nie daai pad nie, hierdie pad. Want as ek myself aan sy wil onderwerp, dan gaan ek my oor begin instel om te hoor wat hy vir my sê, en wat hy vir my te sê het. En dan gaan my gedagtewêreld begin om te draai na in ooreenstemming met die woord van die Here, met die leiding van die Heilige Gees en alles wat daarmee gepaard gaan. En dit is nie enigiemand anders wat daai job moet doen nie. Ek moet nie elke oggend op my knie neerval en sê, Here, kom arresteer my gedagtes nie. God gaan nie my gedagtes arresteer nie, ek moet. Hy sê, neem dan elke gedagte gevange. My job. Ek moet sê, wie wat, net soos wat ek, as ek wil gewig verloor, kyk wat ek eet. Nee my bokkie, ek is so jammer, ek het gister weer daai toets gedop. Maar in elk geval, want ek wil weer terug op die groente geklim het, en toe verswelg ek voor 'n ou stukkie hoender. Nee? As jy kyk wat jy eet, gaan jy gewig verloor. As jy kyk wat jy dink, gaan jy begin 'n suiwerder pad stap. As jy kyk wat jy dink, en as jy daai gedagtes gevange neem, en jy gaan sê, Here, maar ek wil hierdie gedagtes onderworpe kry aan gehoorsaamheid tot Christus Jesus, dan gaan ek gehoorsaam word aan Jesus Christus, want my gedagtes is gehoorsaam aan Jesus Christus, en hy sê, soos 'n mens in sy hart dink, so is hy. En as ek begin dink, gehoorsaamheid aan Christus, met elke gedagte wat my pad langs kom, gaan ek naderhand
versadig raak soos 'n spons wat al die water opdrek van gehoorsaamheid aan Christus. En my gedagtes gaan al hoe minder met TikTok gepreoccupy wees en al hoe meer met die woord van God gepreoccupy wees. En hoe meer ek net dink ek ken net 10 versies, hoe meer gaan ek nog 10 byleer en nog 10 byleer en nog 10 byleer en as ek my kom kry, dan is ek 'n student van die koninkryk waaroor ons 3 weke terug gepraat het. As ek 'n ware disipel van Christus wil wees, dan moet ek werklik waar 'n student van die koninkryk van die hemel word. En wat interessant is, né? Daai woord wat jy nou in Engels gaan haal het, né? Daai 2 Corinthians ja, 10:5. ja, né? Die woord wat daar gebruik word in Grieks is peisomai, wat beteken to presumed as credible. My gedagtes besluit sommer, hierdie ding is geloofwaardig. En dan is ek dalk heeltemal van die bus af. Nee. Dis hoekom die Here vir ons baie keer sê, heeltemal versigtig wees wat julle aan mense doen, want baie keer doen julle dit aan engele en julle weet dit nie. Nee. Ja. So 'n mens moet versigtig wees hoe jy jou gedagtes toelaat om oortuigings te vorm. Hier is 'n simpel eenvoudig een en ek het hierdie aan nou by baie mense al gehoor en vergewe my as dit een van julle is, maar of van julle is. O nee. Ek sal nooit weer trou nie. Ek het daai T-shirt. Ek sal nooit weer trou nie, ek wil niks van vrouens weet nie. Ek het my les geleer. Wat is dit? Dis 'n oortuiging. Waar kom my oortuiging vandaan? Gedagtes. Gedagtes wat vir my sê, "Jesus, jy kan geen vrou trust nie." Gedagtes wat die duiwel by my aanwakker om vir my te sê, "Hoor hierso, maar kyk 'n boetie, daar is nie nog 'n betroubare vrou op hierdie aarde nie. Hulle is almal gone." En is 'n leuen in die helheid. 'n Mens maak ongelukkig dan inner vows wanneer jy dit moet. Ek het nou die dag vir ek dink vir Janico vir iemand gesê, weet jy wat, as die Here my lewe neergeskryf het, dan het hy die persoon wat met my lewe gaan deel se lewe ook neergeskryf. Amen. Ja. En hy het daai twee bymekaar uitgebring. Yes. Op sy regte tyd. Amen. Stem saam. Nie my regte tyd nie. My regte tyd is altyd 2 jaar terug al. Nee. Want o, Here, grant me patience but hurry. Nee. Dis hoe ons bid. Ek wil so graag hê ek moet in die wil van die Here wandel, maar die Here se wil moet tog asseblief nou vandag gebeur. Terwyl die woord vir die Here vir ons sê, sy wie is ver bokant ons wie en sy gedagtes is ver bokant ons gedagtes. As ek maar net weet dat daar is niks van my wat verborge is nie. Nie eers my intiemste gedagte nie. Nie eers die gedagte wat ek dink niemand ken nie. Net ek ken hom. Ek het hom nog vir niemand gesê nie. Ek het 'n surprise vir jou. Die Here weet presies wat daai gedagte is. En hy weet presies waar gaan jy met daai gedagte heen, want hy weet of jy hom gaan toelaat om 'n oortuiging te word. En is dit 'n goeie oortuiging of is dit 'n ware oortuiging of is dit 'n valse oortuiging? Daar's baie meer valse oortuigings as ware oortuigings. Dis die hele probleem. Dit is die hele les van vanaand. Die hele les van vanaand gaan daaroor. Pas op wat jy in jou hart toelaat, want dit gaan oortuigings in jou lewe word. En dan then I'm convinced, want dis wat daai woord sê, die woorde vir wat ek net nou hier in Grieks probeer aanhaal het, né? To be convinced, to rely, to be assured of, to be persuaded. Ek is heiliglik oortuig. Né? En dan agterna dan kom jy agter, yes, maar ek was heeltemal verkeerd. Wanneer die waarheid begin deurseer, en waar gaan die, wie is Christus? Ek wil net dit nou noem en dan gaan ons amper klaar wees en afsluit. Wie is Christus? Dankie, die waarheid. So as ek gedagtes moet arresteer en onderwerp aan gehoorsaamheid aan die waarheid. Ek moet gedagtes arresteer en onderwerp aan gehoorsaamheid aan die weg.
Ek moet gedagtes gevange neem en arresteer en onderwerp aan die gehoorsaamheid aan die lewe. Aan die lewe. Hallo. Dankie Here dat ek lewe. Dankie dat ek kan asemhaal. Ek het 'n pyn in die blad, maar dis okay, ek leef. En weet jy wat Here, jy gaan hierdie pyn wegvat net om vir my te wys jy's 'n goeie pa. Amen. En jy's 'n goeie God en alle goeie gawes kom van jou af en ek vertrou jou vir hierdie pyn. Nou begin my gedagtes gevorm word na mate ek elke negatiewe ding, jy staan op en jy dink by jouself, o yes, like, wat gaan vanoggend met hierdie JP? Duiwel, jy gaan nie my vandag pootjie nie. Hierdie JP gaan nou reg wees in die naam van die Here Jesus Christus, want hy sê deur my wonde is julle genees. As ek dit die hele tyd, alles gedagtes wat by my opkom, consistently meet aan die waarheid van die woord van die Here, hoe dink julle gaan ons lewe nie uitdraai nie? Hæ? Dis nogal 'n scary thought om te dink dat daai 85% van 'n dag se gedagtes kan almal positief geswaai word in gehoorsaamheid aan Christus en aan die waarheid van die woord. Kan jy imagine wat God met 'n mens kan bereik, wat God deur jou kan doen, wat God vir jou kan doen as ons so begin raak? Want waar begin ongeloof? By 'n gedagte. Petrus spring oor die boot. Hy sê, Here, ek het net een toets en dit is jy moet my roep. En die Here sê vir hom, kom. En hy spring oor die boot en daar is hy op die water en daar gaan hy. En ek dink al daai klomp ouens aan die boot het gedink, ja, yes, like Petrus tipies, jy's altyd eerste op die ding. En daar gaan hy en hy loop op die water totdat daai gedagte hom tref, hey, maar hierdie water beweeg hier onder my. En daar sink hy. As ek toelaat dat my gedagtes rondgegooi word, is ek verlore. Jy kan net dink aan van 'n menslike oogpunt af, gaan sit agter jou rekenaar of gaan sit in jou kantoor of gaan sit iewester en begin werk met jou gedagtes is op al behalwe jou werk. Jy dink nou ewe skielik aan jou kar se wiel wat jy moet omruil want hy's glad en jy dink aan ek weet nie wat alles nie. En as jy weer kyk dan sien jy eers maar nog 'n halfuur is verby en ek het nog nie aan 'n steekwerk geraak nie. I'm sidetracked. Hoekom? Want my gedagtes het vrye teels. Nee. Plees dat ek net daar gaan sit en sê, Here, nou wil ek fokus op my werk. Geef vir my rustigheid, geef vir my jou rus, geef vir my jou kalmte, geef vir my jou vreugde. Laat alles wat ek doen welbehaaglik wees vir jou. Laat ek hierdie werk so doen dat jy trots is op my. As ek elke ding wat ek doen so doen dat Jesus Christus trots is op my, né? Yes, like, dat ek vir jou vertel, dan gaan die Here dalk met jou ook begin spog soos wat hy met Job gespog het. Gaan hy vir die duiwel sê, het jy daai ouetjie gesien? Niks gaan daai ou kry om nie te luister nie. Daai ou lewe vir my. En dit is al wat gaan gebeur, is ek moet my gedagtes begin arresteer. Ek moet elke gedagte, ek wil dit weer sê, elke gedagte wat kom, moet ek vat en sê, Here, ek maak hom onderhewig aan gehoorsaamheid, aan die woord, aan Christus, aan die waarheid, aan die lewe. Ek kan vir jou een ding vertel, ek dink dan gaan baie mense se geestelike oogies begin oopgaan. En dan gaan hulle werklik waar begin sien wie die vals mense is rondom hulle. Want hoe nader jy in die waarheid leef, hoe vinniger gaan jy 'n leuen uitken. Dit is nou maar net so. As ek heeldag en aldag swig voor die leuns van mense en van die duiwels en van alles wat daarmee gepaard gaan ek naderhand nie meer weet wat is waar en wat is onwaar nie, en jy gaan naderhand vir jouself sê, wel, ek weet nie eens meer of ek worry nie. En dis hoekom die woord van die Here vir ons sê in die laaste dae sal hulle eerder die leuen aanhang as die waarheid, want weet jy wat, die duiwel het reg gekry om die ganse mensdom se oë toe te smeer en hulle gedagtes te verstrengel. Met wat?
Met alles en nog wat. Ja. Sit die TV aan en jy sien seks buite kan die huwelik. Maak nie saak watter seepie jy na kyk nie. Anderster is dit nie 'n lekker seepie nie, dan soek jy ons die ene waar hulle daai dinge kan sien. Want hierdie seepie is 'n bietjie droog. Né? Dis amper soos 'n dokumentêr. Né? Dis waarmee ons elke dag te doen het. En elke dag is dit wat ons in ons gees toelaat en dit bring gedagtes. En gedagtes begin oortuigings maak. En net nou kan ek nie meer sien wat is verkeerd nie. En dan dink ek by myself, ag nee, maar alles wat weet wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê in die oë van die mens is alles wat hy doen reg. Maar God toets die gesindheid, staan in Spreuke. Yes. Nee, he's looking into my heart. Ek dink alles wat ek doen is cool. Is reg. Sjap. En dan kan ek dit nog regverdig met 'n skriffie, as ek vir die duiwel wil luister, dat alles is my geoorloof. Alles is my geoorloof, ek kan doen wat ek wil. O, daar's nog eene. Beproef alle dinge en hou die goeie. So kom ons gaan maak eers die draai by al die lelike goeders en dan later van tyd, dan hou ons al die goeie. Jy gaan nie by die goeie uitkom nie, daai verkeerde goeders gaan vir jou insluk. As jy weer sien, dan sit jy waar die verlore seun gesit het en jy vreet pele saam met die varke in 'n hok in die modder. En dan dink jy by jouself, Jesus, like selfs die mense wat 'n diensknegt in my pa se huis is, het beter daaraan toe as wat ek nou het. Hoekom? Want ek het toegelaat dat ek verlei word deur die leuns. En al wat gebeur het is ek het my gedagtes vrye teels gegee. As jy jou gedagtes toelaat om vrye teels te kry, gaan jou gedagtes jou oorheers en jou reguleer in plaas van dat jy jou gedagtes moet reguleer. En dis die punt. Die manier om my gedagtes te reguleer is neem hulle gevange. Veral as ek 'n gedagte kry wat 'n ontstellende gedagte is. En ek praat nie van 'n ontstellende gedagte in die sin van 'n negatiewe ene nie. As ek mag vra, skrif ek nou by my opkom. Daar's ook skrif wat sê, ek het ook nou Engelse Bybel, daar wat sê that we don't run a race aimlessly, but we run a race to win first prize. Ja, purposely. Ons sit ons body in strict training. My oë is gefestig op die doel. Yes, okay. Daar's hy. Thanks, dis 'n goeie punt. Punt van die saak is, wie wat ek met my oë dan fokus en my gedagtes fokus om daai reisies te hardloop en daai stryd te stry om as 'n oorwinnaar uit daai stryd uit te kom. Jy weet, die hele probleem rondom gedagtes is, gedagtes kom in willeforme. Nee. Jy het nooit jou mooi buurvrou raak gesien nie, Nico, totdat daai dag wat sy daar goedjies ophang aan die draad en sy het 'n kort mini aan. En haar boutjie steek uit. En as jy nie mooi kyk nie, is dit waaroor jy volgende week elke dag dink. Hoekom? Want daai gedagte is geplant. En as ek vir hom gaan voedsel gee, gaan die duiwel daar 'n stranghold begin bou. En dan kom die begeerlikheid en dan kom die sondeval. Daar gaan 'n muis met 'n groot spoed. Hy het die evangelie gehoor te besluit dat dit is te warm hier so. Nou gaan hy waai. Maar die punt is wat ek wil maak is, neem daai gedagte gevange. En sê, Here, weet jy wat, sorry, my oë is nie donker nie. My oë is nie duister nie. Want die woord van die Here sê, as jou oë lig is jou hart lig en jou siel is lig, maar as jou oë donker is, hoe donker is dit nie binne in jou nie? Sê, Here, sorry, die duiwel wil my hier goeters wys, maar ek stel nie belang nie. Nee, my oë is gerig op lig, nie op duisternis nie. Dan kan ek daai gedagte arresteer en ek kan sê, die woord van die Here sê, owerspelige sal nie in die hemel inkom nie. Moenie jou laat verlei deur die verleidelikheid van die vlees nie. Kom uit die vlees uit en wandel in die gees. En nou kan ek die hele tyd daai gedagte vasmaak met die waarheid van die woord. En voordat ek my kom kry, is daai gedagte weg. Hoekom? Want weet jy wat? Ek doen wat die woord van die Here vir my sê. En dit is ongelukkig so. Gedagtes kom uit baie goeters uit. Jy weet, gedagtes kom uit ervarings uit. Gedagtes kom uit 'n gemoedstoestand uit. Ons is almal emosionele wesens, mans bietjie minder as die vrouens, hopelik. Maar
Ons is almal emosionele wesens. Ons het almal ups en downs. Ek het nou een oggend hier uitgesuiker, dit is nog donker en ek is hier om na die kantoortjie toe en toe ek hier omloop, toe dink ek by myself, ag Here, ek is vandag so moedeloos, ek weet nie eens of ek gaan kan bid nou nie. Hoekom? Ek is net 'n mens. Maar nou kan ek net daar sê, soos wat die woord van die Here sê, arresteer daai gedagte en sê, weet jy wat, my siel, hoekom is jy te neergedruk? Juig tot eer van die Here. Maak sy naam groot. Habakuk sê, al val die wiel in die put, al is daar geen vee in die kraal nie, al is daar geen plante en vrugte en wat ook al nie, nogtans sal ek in die Here roem. Weet jy hoekom? Want weet jy wat? Hy is my heil, hy is my lof, hy is my eer, hy is my aanbidding. Ek kan bid nie God omdat hy vir my goeie goeders doen en omdat ek van hom af goedjies gaan terugkry en ek kan bid omdat hy my God is. Period. Ek het ongelukkig nou nie 'n ou, nee, ek het gelukkig nie 'n ou goue kalfie of 'n ding wat ek voor kan neerval en sê, ek kan nog nie dink hoe mense dit reg kry nie. Want wat gaan daai bees nou vir jou doen? Niks. Hy staan, hy kan nie eens sien nie. Dis hoekom die woord van die Here sê, julle maak vir julle afgode wat nie kan sien of hoor nie, of daar's geen lewe in hulle nie, en julle buig hulle voor hulle neer en aanvaar hulle as julle God, en julle tart my, sê die Here, met sulke dinge. Die woord van die Here sê, man, wie wat, ons dien 'n lewende God wat die hemel en die aarde gemaak het, vir wie niks onmoontlik is nie. Nee? En as ons almal alles kry wat ons altyd wil hê, dan is ons almal 'n klomp spoiled brats. Sorry dat ek dit nou so uitdruk, maar die Here sê, sorry, ek maak nie spoiled brats groot nie. Ek maak opregte mense groot, wat my kinders van God is, wat die geaardheid en die natuur en die karaktereienskappe van God het. As mense na my kyk, moet hulle Christus in my sien. Want ek wil nie meer lewe nie, ek wil hê Christus moet deur my lewe, en dit is waaroor dit gaan. As ek my gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus, dan gaan ek by die duiwelse planne verbykom. Want sy planne is gemik op daai gedagtes. 7 keer skoner is goud, jy's reg. Jy's reg. Ek wil net kyk of ek alles genoem het. Hier is nou ene. As ons dan die waarheid ken, weet ons, nee, Psalm 34 vers 20 is die waarheid. Vermenigvuldig is die teëspoed van die regverdiges. Ons is nie stupid nie. Ons gaan swaar kry. Want anders is ek nie 'n regverdige nie. En ek is geregverdig, hoe? Nie uit my goeie werke uit nie, deur Christus. I am the righteousness of God in Christ. Hy het my geregverdig, hy het sy bloed gegee vir my. Hy het my gekoop, ek behoort aan hom, ek behoort nie meer aan myself nie. En nou is ek sy geregtigheid, en deur sy geregtigheid het ek 'n oop deur na die Vader toe. En het hy vir my versoening by die Vader bewerk. Deur wat hy vir my gedoen het, nie wat ek gedoen het nie. Ek is net gelukkig die ou wat die voordeel daarvan trek. So ek gaan baie teëspoed hê. Maar die tweede deel van daai versie is, maar uit hulle almal uit, red die Here hulle. So as ek wat doen? Teëspoed ervaar. En ek sê vir myself, dankie Here, jy gaan my uit hom uitred. Yes, amen. Ek het nie eers twyfel in my hart nie, die Here sal my uit hom uitred. Né? Dan gaan hy my uit hom uitred. Want dit is die geloof waarvan ons laasweek gepraat het, wat God eer. Geloof wat die werke veroorsaak. Want ek gaan begin wandel ooreenkomstig my geloof in God. En dit is waaroor dit gaan. So, mense, hou julle gedagtes baie fyn dop. En moenie die duiwel 'n plek gee in julle gedagtes nie. Nie eers in die geringste nie. Né? Psalm 139 vers 2. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver af al my gedagtes. He knows my thoughts. Né? En as dit pleasing is to God, dan gee hy sy guns. Dan sê hy, okay, jy wil daar na die apteek toe ry, daar hele parking lot is voor my, ek laat daai ouetjie ry as jy daar aankom, dat daar 'n parking reg voor die deur vir jou is. Jy kan nie verloop met jou krippelvoetjie nie. Né? God is goed.
Alle goeie goeders kom van hom af. En as ek in my gedagtes begin pleasing word to God, omdat my gedagtes op hom gerig is, nee, en is dit tog nie wat die woord van die Here sê ons moet doen nie? Rig julle harte op hom, onverdeeld, kry julle harte en julle aandag en julle gedagtes gevestig op Christus. Weet jy wat? Yes, ons gaan tjol daai hê. Ons gaan gebeure hê wat nie lekker is nie, en ons gaan dink, ek het nou nie voorsien dat dit nou sal gebeur nie. Ek het deur 'n engse ding gegaan, vandat ek vanmiddag opgewerk het aan 'n ding wat my vir amper 'n week besig gehou het. Het ek deur 'n engse ding gegaan, totdat ons begin het met die huiskerk. En die Here het deurgekom vir my. En die Here het gesê, okay, ek maak 'n pad waar daar nie 'n pad is nie. Ek sal guns vir jou gee. Hoekom? Want weet jy wat? Ons moet ons gedagtes op hom rig en sê, Here, ek wil ophou om mense te please, ek wil ophou om myself te please. Ja. Ek wil begin om jou te please. Baie keer is myself please die grootste vyand. Nee. I, me and myself. I like myself, me too. Nee? Okay. Ek is klaar met vandag se gedagte. Ek dink ek het alles gesê. Hier is daar iemand ek net vir julle gesê het, ek wil hom net vir julle aanhaal. 2 Korintiërs 11. Want sulke mense is vals, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus. Hy kom as 'n kerkoomie na jou toe. Daai kerkraadsbroer. Maar wat sê die woord van die Here? Alle kindertjies van Jesus is nie poppos nie. Prophet sing mos daai liedjie. Alle kindertjies van Jesus is nie poppos nie. Weet jy wat? God het ons verstand gegee, hy het ons die Heilige Gees gegee, het ons sy skrif gegee, en hy het vir ons die oplossings gegee. Hy het vir ons gesê, bewaar julle gedagtes. Nee. Moenie alles wat oom Benny met sy mooi dubbel 3 stuk pak vir jou sê, vir soetkoek opvreet nie. Hy is dalk 'n apostel wat deur die duiwel gestuur is. Nee. Ek sê nou nie ons moet die duiwel gaan soek in elke oom in die kerk. Moenie my verkeerd verstaan nie. Maar dis ongelukkig die plek waar die duiwel die besigste is. In die kerk. Want as hy kan tweedrag in die kerk saai, dan kan hy verdeeldheid saai, en as hy verdeeldheid saai, dan sê hy, hulle wat uit mekaar uitjaag is nie van Christus nie. Christus maak by mekaar. Christus bou op. Christus versorg. Christus gee. Christus dien. En dit is waar ons moet wees. Okay, so ek is klaar met vanaand se lesie. So, ek het baie vinnig notas by mekaar gekap, ek het notas, julle kan kry. Maar vleit, die storie is uit.